ons bid net saam. Hemelse Vader, as ons in hierdie môre dink aan wat in die heerlikheid van die hemel aangaan, hoe die serafs en engele U toeroep, heilig, heilig, heilig is die Here, dan wil ons vanmôre eintlik op ons aangesig val en net uitroep, o God, wat is die mens dat U aan hom dink? En wat is die mens se kind dat U hom besoek? Here, as ons na onsself kyk, dan sien ons niks goeds in onsself nie. En daarom sê daar die pragtige Halleluja lied 208, dat ons nie na onsself moet kyk nie, maar deur te sien op die kruis, is daar lewe en heil. Is daar lewe vir jou en vir my, sien gelowig op hom, word gereinig en leef, want verlossing bied Jesus jou vry. Vader, dankie dat U ons oë verlig het, dat U ons geestelike dooie toestand kom raak sien het, en deur die evangelie hierdie harde hart van rots kom vermorsel het, dat U ons hart van vlees kom gee het, wat vanmôre na ons Here Jesus kyk en ons sê, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Here, wat 'n voorreg om U nou al reeds te dien, om nou al die pad saam met U te stap, of dit nou 'n pad van verdrukking is, of dit nou 'n pad van lyding is, of daar nou blydskap en vreugde oor ons pad kom, wat ook al die geval, Here, om te weet, dat ons kan kyk na Christus, die leidsman en die volëinder van ons geloof. Here, hierdie lewe is 'n lewe waar ons met sonde en met ongeregtighede en met stryd en misverstande te doen het. En daarom, Here, dank ons U vir U woord, wat vir ons elke keer raad gee, en leiding gee, en wysheid gee, sodat ons kan weet, dat hier is die pad, wandel daarop, wanneer jy links, of wanneer jy regs wil afwyk. Ons dank U, dat U ons nie, Here, as wese agtergelaat het nie, maar ook U Gees aan ons gegee het, wat deur U woord tot ons hart kommunikeer. Hierdie week weer gehoor van 'n prediker wat sê, nee, die Gees praat heeltyd in jou hart met jou. God praat deur sy woord, en sy Gees herinner jou aan die woord, en dis hoe God met ons kommunikeer. Die ander goed is maar stemme en oortuigings, en dinge wat ons miskien oorredeneer in ons gedagte. En daarom dank ons U, Here, dat U woord nie kan verander nie. Stemme verander, mense se opinies verander, kerke verander, maar U woord is ewig vas en waar, en daarvoor aanbid ons U. En mag ons in hierdie gemeente, Berea Christen gemeente, manne en vroue, seuns en dogters van die woord wees. Here, as ons kan begin lees, moet ons die woord lees. En soos ons ouer word, moet ons verdiep in die woord. En ons moet dit oordink, en ons moet daaroor praat, wanneer ons met ons kinders praat, met ons familie, vriende, bure, waar ook al ons gaan. Here, moet ons 'n getuie vir U wees. Ons bid dat U vir ons genade sal gee, Here, want ons harte is hard. En dikwels is sonde so teenwoordig in ons harte, dat ons so besig raak met onsself en vergeet van die groot opdrag. Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Ek dank U vanmôre vir hierdie gemeente. Ek dank U vir elkeen wat ingeskakel is. Here, ek dink aan soveel mense wat vanmôre in huise bymekaar is en die televisie aangesit het en hulle kyk na ons, Here, op Facebook en op hierdie platforms wat U geskep het. Mense in ouerhuise, mense, Here, wat ver van 'n kerk af is. Ek aanbid U vir die tegnologie en dat ons dit kan gebruik tot eer van U naam en tot uitbreiding van U koninkryk. Mag hulle ook U seën ervaar vanmôre deur die prediking van U woord, deur die sing van die liedere. En Vader, word U verheerlik in ons midde. En waarom ons nou U dood gaan herdenk, vra ons dat dit 'n besondere geleentheid sal wees, dat ons sal dink aan Golgotha se heuwel, dat ons sal dink aan die middelste kruis waar die Here Jesus Christus gehang het, en dat ons vanmôre, as ons U nie ken nie, soos die rower, sal uitroep, dink aan my Here, wanneer U in U heerlikheid kom. En ag, ons dink aan hierdie pragtige woorde wat U gesê het, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Mag ons die hand van genade vanmôre uitsteek na hierdie God van hemel en aarde, wat in Jesus sy liefde aan ons kom bewys het. En mag ons uitroep, my Here en my God. Ons bid hierdie dinge in U naam, Here, terwyl ons vir U vra nou vir wysheid in die oordra van U woord, in die aanhoor daarvan, in die verstaan daarvan, en bo alles dat ons U sal verheerlik. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons se hemelse Vader
en van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees by ons. Amen. Nou vriende, ek het vir u 2 boeke hierop wat u kan lees, as u bietjie meer breedvoerig dan wil lees en bietjie meer inligting wil bekom. Nou ek het vir u in die verlede al ander boeke ook gegee. Hierdie is baie bekombaar, hierdie 2 boeke, een van MacArthur, Explains the Book of Revelation, en ek wil net vir u noem dat hierdie boek van MacArthur is 'n baie deeglike studie, nie so deeglik soos die 2 kommentare wat hy geskryf het nie. Die 2 kommentare is 'n paar 100 bladsye. Hierdie is seker so 250, 300 bladsye. Jy lees hom in 'n agtermiddag deur, vir u wat vinnig kan lees. Vir my, ek vat nou al 'n paar jaar, nê, en 'n paar maande. U wens seker ek wil hom vinniger lees om klaar te kry met die reeks. Maar ook dan die ander boek van Amir, hoe spreek my sy vanuit? Sarfati. Nou hy skryf bietjie met 'n ander inslag, maar ook kosbare waarhede wat hierin staan, en nou wil ek net vir u noem. Hier's hier en daar bietjie verskille tussen die 2 skrywers, en ek wil nie vra dat u nou die boek sal gebruik en u braaivleisrooster sal skoonmaak, omdat hy nou iets gesê het wat miskien anders as MacArthur is, of MacArthur iets anders as Amir gesê het nie. Ek wil vra dat u sal sien, dat ons groot genoeg sal wees om te besef, daar is sekere dinge in die boek Openbaring wat verskillend verstaan word. Maar ek dink daar is 'n pragtige lyn wat deur die boek Openbaring loop, waarin Christus verhoog word en sy koningskap erken word. En daarom moedig ek u aan, lees dit, en u sal ook kosbare seën dan daaruit put. Maar kom ons gaan vanmôre oopmaak by Openbaring 11, ons gaan die 15de tot die 19de vers saam lees, en dan ook Openbaring 12. Ek praat vanmôre met u oor die gedagte van Jesus se ewige heerskappy, en dan die draak, die kind en die vrou. Nou vriende, die draakgedagte moet u glad nie koppel aan u skoonma nie. Onthou asseblief, dis nie reg nie, dis nie Bybels nie. My skoonma sit hier, sy's baie kalm en rustig. Ek hoor baie keer praat ouens dan sê, daai skoonma van my is 'n draak. Nee, ons gaan vanmôre kyk wie die draak is. En dan kan u agterkom, dis nie u skoonma nie, ek hoop nie so nie. Maar in elk geval, net so tong in die kies. Altyd goed om so 'n grappie te maak. Die gedagte maar net, vanmôre gaan ons bietjie kyk na Jesus se ewige heerskappy, die draak, kind en vrou, en dan wie Johannes hiervan praat. En kom ons lees saam, en ons lees daar vanaf die 15de vers. Ons lees in die standaard vertaling van die Bybel, of die 53 vertaling. Kom ons lees saam vers 15. En die 7de engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê, die koninkryke van die wêreld het die eiendom van ons Here geword, en van sy Christus, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. En die 24 ouderlinge wat voor God op hulle trone sit, het op hulle aangesig geval en God aanbid en gesê, ons dank u, Here God, almagtige, wat is en wat was en wat kom, dat u groot mag aangeneem en as koning geheers het. En die nasies was vertorend, en u toorn het gekom en die tyd van die dode, om geoordeel te word en om die loon te gee aan u diensknegte, die profete, en aan die heiliges, en aan die wat u naam vrees, klein en groot, en om die verderwers van die aarde te verderf. En die tempel van God het in die hemel oopgegaan, en sy verbondsark is in sy tempel gesien, en daar was weerligte en stemme en donderslae en aardbewing en groot haal. Hoofstuk 12 vers 1 sê, en 'n groot teken het in die hemel verskyn, 'n vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. En sy was swanger en het uitgeroep in haar wee en barensnood. En 'n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings, en op sy koppe 7 krone. En sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt staan om te baar, sodat hy haar kind sou verslind, sodra sy gebaar het. En sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer, en haar kind is weggeruk na God en sy troon. En die vrou het na die woestyn gevlug, waar sy 'n plek het, wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou 1260 dae lank. En daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer,
en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie, en die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word, duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onsse God geword, en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onsse God, dag en nag. En ek wil vir u sê, ons beleef dit, die ou vyand is ooraktief om ons aan te kla. Daarom kyk weg van jouself en kyk na die lam, Jesus Christus. Die 11de vers, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Daarom, wees verheug, o hemele, en die wat daarin woon, weer die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na hulle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg, wat die seentjie gebaar het. Maar die 2 vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek kon vlieg, waar sy die gesig van die slang onderhou word, 'n tyd en tye en 'n halwe tyd. En die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou aan uitgegooi, om haar te laat wegvoer deur die rivier. En die aarde het die vrou te hulp gekom, en die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgesluk, wat die draak uit sy bek uitgegooi het. En die draak was vertorend op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar, en die getuienis van Jesus Christus hou. Baie besondere gedeelte in die woord van die Here, en nou wil ek net hier aan die begin vir u sê, daar is sekere dinge, vriende, wat ons nooit sal kan verstaan, wat in hierdie gedeelte staan nie. Maar daar is genoeg om te verstaan, dat ons God kan aanbid, dat die hele skrif deur God ingegee is. En ek wil vir u sê, daar is soveel predikante wat poog om dinge te verklaar, en ek het gister na 'n preek geluister, wat iemand vir my gestuur het, en toe die prediker die uitlating gemaak, dat die sprinkane waarvan in die Bybel verwys word, eintlik maar kanonne is wat vuur uitspoeg. En ek dink myself, dis presies hoe mense met die skrif omgaan. Ons kan nie roekeloos met die skrif omgaan nie. Ek kan nie iets in die teks inlees wat daar nie baie duidelik in die teks staan nie. Jy kan dink wat jy wil as jy hierdie springkanne sien, maar die Bybel sê dit gaan springkanne wees. En aan hulle gaan sekere magte gegee word, en ons het al reeds daarna gekyk, en sekere van die simbole word vir ons duidelik verklaar, en ons gaan vanmôre bietjie daarna kyk. Die tema vanmôre, Jesus se ewige heerskappy, Openbaring 11 se laaste gedeelte, en dan die draak, die kind en die vrou. Van wie praat Johannes hier? Dis die tema dan van vanmôre. Ons gaan dan kyk na die laaste gedeelte van Openbaring 11 en dan ook Openbaring 12. Met daar vlieg Regard. Nou, dis so spotter, hy wat ons in ons huis het, hy maak net soos hierdie Adidas. Hy het ook seker hoogtevrees, want hulle het mos hoogtevrees, het jy al gesien? Hulle is baie stil as hulle hier onder is, hulle begin opstyg en hulle begin die hoogte sien, dan begin hulle skree. Maar kom ons kyk na 'n kort oorsig wat ons al reeds hanteer het. Ek het vir julle gesê, vriende, dat hoofstuk 10 tot hoofstuk 11 bring ons by die middel van die groot verdrukking. En wat nou gaan volg, noem ons die groot verdrukking. Met ander woorde, dat hierdie intensiteit gaan toeneem van God se oordeele, van daar in die middel waar hierdie rooi draak op die kaart dan vir ons uitgebeeld word. Nou, ons noem hierdie vertelling van gebeure 'n parentese. Met ander woorde, 'n tussenspel tussen die blaas van die 6de en die 7de bassein. Vir u gesê, ons vind van tyd tot tyd in Openbaring 'n parentese, dit gee 'n breek aan die vertelling van gebeure tot op hede met gegewe feite wat bydra in saamwerk om die geheelbeeld deur te gee. Dit is maar eenvoudig dat Johannes net so bietjie vir ons 'n breek gee en dan gaan hy aan met die vertelling van wat hy gesien het en wat die Here aan hom openbaar het. Ek het vir u gesê, hierdie pose is juis opgeteken om God se uitverkorenes te bemoedig, om te volhard en hulle te bemoedig in die feit dat God soewerein is. Wat ook al met my en jou gebeur, vriende, onthou daar is 'n God in die hemel wat nie op en af in die hemel loop en wonder hoe hy u probleme kan oplos nie. Maar hy is die een wat hierdie goed vir jou afweeg, sodat jy daardeur hom kan eer as die alwyse en hom kan dien in gees en in waarheid. Ons het laasweek gekyk na die gedagte van die herbou van die tempel, soos ons in die Ou Testamentiese profeseë dit sien,
vir u gesê ook, vriende, dat die geestelike toestand op daardie stadium in Jerusalem word vergelyk met die sonde van Sodom en Egipte. As u meer daaroor wil hoor, is u welkom om die boodskap te kry. Ons het ook stilgestaan by die 2 getuies wat sal opstaan in die middel van die groot verdrukking, en daar is mense wat sê, hierdie is nou Moses en Elia. Nou ons kan nie sê dis Moses en Elia nie, want die Bybel sê nie vir ons is Moses en Elia nie. As jy nou na Matteus 17 toe gaan, en op die berg van verheerlik sien Petrus vir Jesus, sien hy wie nog saam met hom? Moses en Elia. Daar staan dit, want God het dit nodig gevind om vir ons te gee. Ons vir u gesê, daar is ooreenkomste met hierdie getuies tussen Moses en Elia, maar ons kan nie uitspraak maak en sê, dis wie hulle is nie. Die feit van die saak is, hulle is getuies. En die vraag het gekom, is ek en jy 'n getuie vir die Here Jesus Christus? Mense word deur die vyand mislei om so arm te druk. Oor is dit Moses en Elia, en hulle raak vir mekaar kwaad, omdat die een sê, dis nie Moses en Elia nie, en die ander sê, dit is Moses en Elia, dat hulle vergeet, hulle moet getuies wees. Hier staan die 2 getuies. Hier staan nie stry oor Moses en Elia nie. Want as Moses en Elia jou in die hemel kry, gaan hulle vir jou sê, hoekom het jy gestry oor nietige dinge? As ek dit nou eenvoudig in mense taal vir u kan sê. Ons gaan nie in die hemel stry nie. Moenie bekommerd wees nie. Die gedagtes, kom ons stop nou op aarde daarmee. En ons stap die pad en ons wonder nie wie die 2 getuies is nie, ons sien wat die woord vir ons leer. Nou, kom ek by vanmôre se boodskap uit. Ons lees in vers 15 tot 19 van Openbaring 12, van die sekere aankondiging wat gemaak word, ten opsigte van Jesus se koningskap en ewige koninkryk. U sal onthou, toe die 2 getuies opgeneem is na die hemel, was daar 'n geweldige aardbewing en die bekering van klomp mense tot die Here. En dan kom hierdie baie belangrike aankondiging ten opsigte van Jesus se koningskap. Ek lees vir u Openbaring 11 vers 15 tot 17. En die 7de engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê, die koninkryke meervoud van die wêreld het die eiendom van ons Here geword en van sy Christus, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Nou, ek wil net so ietsie vir u uitlig hier, vriende, dat ons moet onderskei tussen die 7de bassein en die laaste bassein. So die 7de bassein wat hier aangebring is op ons kaart, is hierdie bassein wat sal blaas om dan God se laaste oordeele aan te kondig. Die laaste bassein waarvan 1 Korintiërs 15:51 na verwys, is die bassein wat sal blaas wanneer die kinders van God sal hoor wat sê, kom op hierheen. Ek lees net gou vir u. 1 Korintiërs 15:51, kyk, ek deel julle verborgenheid mee. Ons sal nie wel almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. Dis almal wat kinders van God is. Hierdie almal is nie almal nie. Mense deesdae lees in die Bybel wat daar nie staan nie. Wêreld is ewe skielik almal in die wêreld. Almal is ewe skielik almal. Nee, dit is nie. Lees die konteks, dan verstaan jy wat God se woord sê. Kyk, ek deel julle verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, praat van kinders van die Here, maar ons sal almal verander word, kinders van die Here, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein. Want die bassein sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink sal ons gesond wees, ons sal sondeloos wees, ons sal in die heerlikheid van ons dierbare Here Jesus wees. Dis waarvan 1 Korintiërs 15 praat, as dit praat van die laaste bassein. Elke bassein, vriende, moet binne konteks verklaar word. In Korintiërs verwys Paulus na die wegname van die kerk van Jesus, die wegraping, soos dit bekend staan, aangebring op die kaart. Daai kerk is nie ons Berea gemeente nie, dis al die weergeborenes, en daar die blou in die hemel wys vir ons na die wegname van die kerk van die Here Jesus. Nou in Openbaring is dit die aankondiging van die finale oordeele oor die wêreld. Die kinders van die Here is al reeds so 3,5 jaar tevore van die aarde weggeneem, en nou hierdie laaste bassein, die 7de bassein, of kom ek sê eerder, die 7de bassein wat blaas, is juis om die oordeele dan aan te kondig. Nou baie interessant, toe ek hierdie studie doen, is die blaas van die 7de bassein begin met 'n aanbiddingsdiens in die hemel. Het u dit raak gesien toe ek dit gelees het? Die blaas van hierdie 7de bassein begin met 'n aanbiddingsdiens in die hemel, en kom ek begelei u wat ware aanbidding is. En die 7de engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê, die koninkryke meervoud van die wêreld het die eiendom
van ons Here geword en van sy Christus, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Hoor wat gebeur nou? En die 24 ouderlinge verteenwoordigend van die kerk van die Here Jesus, alreeds daaroor gepreek, wat voor God op hulle trone sit, het op hulle aangesig geval en God aanbid en gesê, ons dank U, Here God Almagtige, wat is en wat was en wat kom, dat U groot mag aangeneem en as koning geheers het. Die meeste van ons wat vanmôre hier sit wonder, as God dan 'n liefdevolle God is, en hy is absoluut in beheer van alles, waarom al die lyding op hierdie aarde? Waarom al die smart? Waarom al die droefheid? En ek het nie vir u baie antwoorde nie, maar al antwoord wat ek vir u kan gee is, dat die mens in sy rebellie gekies het, om teenoor hierdie God op te staan, maar deur al die eeue tot vandag toe bewys God sy genade aan ons, dat mense gered kan word, en hy gaan eendag hierdie heerskappy, nie net van die wêreldse koninkryke nie, maar ook van die hele heelal, vir homself toeëien, want dit behoort aan hom, want dit is syne, en vir sy bepaalde doel laat hy sekere dinge toe, wat miskien nie vir ons altyd sin maak nie. Ek het onlangs met 'n man gepraat, en ons kom by die sondeval uit, en die hartseer gevolge van die sondeval, en ons praat daaroor, en ons kom by hierdie gevolgtrekking uit. Was dit nie vir die sondeval nie, sou ons nooit genade geken het, of kon smaak nie. Genade staan soos 'n helder lig uit, wanneer die sonde en ongeregtighede heers op aarde. Dan sien ons dat God almal kon verdelg het as hy wou, maar hy's genadig en hy red kosbare siele tot op hierdie dag. Die Here Jesus self sê by sy hemelvaart, Matteus 28 vers 18, en Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Die blaas van hierdie 7de bassein begin met hierdie aanbiddingsdiens, want u sien die hemele weet, die einde is nou in sig. Die Here sal die ewige koningskap aanvaar. Hy sal oor sy vyande triomfeer. Hy en hy alleen sal sy ewige koninkryk kom vestig. En toe ek hierdie boodskap voorberei, toe sit ek dit hier op my rekenaar, mag u en ek, wat wag op die koms van die Here Jesus, ook so ingestel wees, sodat ons met blymoedigheid en met vrymoedigheid sal lewe. Ag, kosbaar om te sien dat hierdie blaas van hierdie bassein, dan ook hierdie aanbiddingsdiens dan in lyf. So kyk jy na die tempel en die ark, iets seker saam met my gelees, vers 19, en die tempel van God het in die hemel oopgegaan, en sy verbondsark is in sy tempel gesien, en daar was weerligte en stemme en donderslae en aardbewing en groot haal. Nou Amir Terfati sê dat Indiana Jones soek te vergeefs na hierdie ark, want hierdie ark staan in die hemel. Dat is nogal vir my goed hoe ek dit raak lees. Die gedagte is net, wat wys die Here vir Johannes in die hemel? En ek wil hê, u moet die gedagte hier raak sien van die tempel en die verbondsark, en u moet die boodskap daarin raak sien. U moet onthou, die tempel en die ark van die verbond was die plek waar die Here sy volk en sy kinders ontmoet het. Dit was die plek waartoe hulle gekom het om te aanbid. Nou hierdie is nie 'n tempel nie, maar is 'n plek wat beskikbaar vir ons gestel is, en die gebou is nie die kerk nie, maar u wat vanmôre hier sit. Dis hoekom ons kerk van Jesus is. Elkeen wat weergebore is, wat vanmôre hier ingekom het, is kerk van die Here Jesus, en ons kom na 'n plek om te aanbid, soos die volk Israel ook 'n plek van aanbidding gehad het. Hoekom sien Johannes hier die tempel en ark van die verbond? Baie eenvoudig, in die middel van die groot verdrukking is hierdie die troos, dat die weg vir God se kinders gebaan is om sonder enige hindernis na God te nader, enige tyd van die dag of nag, omdat hy die weg gebaan het. Jy moet onthou, in die Ou Testament het dit so gewerk, dat die priester in die heilige kon ingaan, en daar was sekere dinge gedoen in die heilige, en dan eenmaal 'n jaar in die allerheiligste, wat met 'n groot gordyn dan geskei was van die heilige, en as hierdie priester met 'n hartvol sonde ingegaan het, en met 'n onopregtheid voor God verskyn het, was hy gedood. Hy was gedood in die teenwoordigheid van God, omdat dit die allerheiligste was, waar die serafs op hierdie ark van die verbond gestaan het, en God dan hierdie mense kom besoek het op 'n baie besondere manier. Ek wil vanmôre vir jou sê, die gordyn is geskeur.
Christus het vir ons ook in hierdie moeilike tye die weg gebaan. Ek vra jou, maak jy gebruik van hierdie tyd om te bid, om met God te praat. Ek vra jou vanmôre, is daar 'n opgewondenheid in jou siel om hier te wees, om môreoggend in jou studeerkamer te wees, om iets te lees uit God se woord, om vir hom te vra, Here, ek is nie net hier om by mekaar te maak nie, maar ek is hier om voorberei te word vir die heerlikheid wat vir my voorlê. Maar u wat getroue Bybelstudente is, en ek weet julle elkeen is getroue Bybelstudente, julle sê vir my, Gerard, jy het nie mooi gelees nie. Want as jy verder lees in Openbaring, is daar nie 'n tempel nie. En nou moet ons hierdie knoop moet ons nou so probeer, ek hoop nie is 'n kraaies, kom ons hoop is net 'n knoop. Want Openbaring 21:22 sê, en 'n tempel het ek nie daarin gesien nie. Want die Here God, die Almagtige, is sy tempel en die Lam. En die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig en die Lam is sy lamp. En ek wil vir u sê, jy moet nou mooi kyk en mooi skrif met skrif vergelyk. Wat Johannes in Openbaring 21 sien, is hierdie nuwe Jerusalem. Hierdie plek waar die Here God self, wat as hoof van sy kerk nou regeer, ook sal wees sodat ons hom kan aanbid, sonder enige hindernis, en ons nie nodig om te gaan na 'n plek om te aanbid nie, want die een wat ons aanbid gaan daar wees. Kom, ek gaan vir u verduidelik. Die vraag is nou, waar is die tempel in Openbaring 21:22? Onthou vriende, Johannes sien nou die nuwe Jerusalem. Dit is die plek waar God woon en waar onafgebroke aanbidding die uitverkorenes se deel sal wees. Hulle sal nie meer 'n plek nodig hê om na te gaan, want die een wat hulle by die tempel aanbid het, is nou die koning van die nuwe stad. En Dr. MacArthur sê dit so mooi. En u wonder wat u in die hemel gaan doen, ek gaan vanmôre vir u geheim vertel. Ek het dit nie van 'n engel gehoor nie, maar ek het dit van MacArthur gehoor. En hy het vir my redelik insig in wat hy sê. Hy sê, in die hemel, life will be worship, and worship will be life. Ek vra jou vanmôre, hoe lyk jou aanbidding van die Here nou? As jy nie nou in 'n patroon van aanbidding is nie, gaan jy in die hemel as iemand vreemd uitstaan, want jy sien, heel moontlik gaan jy daar hoor, gaan weg, ek het jou nie geken nie. Want aanbidding begin nou al op aarde, en dit is 'n kenmerk van 'n ware kind van die Here Jesus, al aanbid ons hom soms in ons swakheid en in ons nietigheid. In die heerlikheid van die hemel sal hulle die Here aanbid wat op aarde al reeds in die patroon van aanbidding geleef het. Ons sal die Here nooit op aarde kan aanbid, dieselfde wyse wat ons om in die heerlikheid sal aanbid nie. Waarom nie? Want daar sal ons sonder sonde wees. Daar sal geen ding wees wat ons aandag aftrek nie. Dan gaan jy 'n selfoon wees wat lui of wat brrr. Daar op jou studeerkamertafel, dan skrik jy jouself en dan 'n bloedgroep in, en jy dink by jouself as jy 'n aardbewing, en kom jy agter nie, is die foon. En baie keer as jy hom optel is 'n aardbewing, né? Maar die hele gedagte net, life will be worship and worship will be life. Hy sê, believers will be constantly in his presence. There will never be a moment when they are not in perfect holy communion with the Lord. Sien jy nie uit na hierdie plek, na hierdie dag, na hierdie heerlikheid nie? Lyk my, jy sien nie uit as daarom een wat uitsien. Ek is so bly, ek sien saam met jou uit daarna. Die ander hoop ek sien ook uit daarna. Weet jy vriende, soms kan die druk van hierdie lewe ons so moeg maak, dat ons vergeet waarna toe ons op pad is. En ek wil vir u sê, elke stryd waardeur 'n ou gaan, is iets wat jou nader trek aan die Here. Voor Johannes ons nou alles vertel, wat by die blaas van die 7de bassein en die uitgiet van die skale gebeur, neem hy ons na 'n teken, of dan tekens wat aan hom openbaar word. En nou is ons by Openbaring 12. Openbaring 12 vers 1, en 'n groot teken het in die hemel verskyn. En kom ek gaan vir u gou sê, hier is 'n kosbare gedagte wat u moet verstaan. Hier word verskillende beelde of simbole gebruik om sekere persone, volkere, leiers en rolspelers in die finale drama bekend te maak. U sal sien hier op die kaart staan 7 persone. Nou, met die preek van die boodskap sal jy agterkom wie hulle is. Is nie noodwendig altyd 'n persoon nie, maar 'n persoon wat 'n volk dan ook kan verteenwoordig of 'n bepaalde saak vir ons dan gaan uitlig. Nou, die rolspelers word duidelik geïdentifiseer en die plek wat hulle inneem in hierdie finale
drama. Nou, hoe kan ons verwys na hierdie eindgebeure en die toorn van God wat oor die wêreld kom as 'n finale drama? Vriende, eenvoudig, as jy nou al 'n toneelopvoering gekyk het, dan sluit dit altyd af met 'n klimaks. En dan staan die mense op en hulle gee geweldige applaus. Luister, die hemele gaan applaus gee vir God, wanneer hy hierdie goddelose wêreld gaan oordeel, omdat hulle sy seun vertrap het. Want dis waaroor dit gaan. Dit gaan nie noodwendig oor sonde nie. As het oor sonde gaan, het nie een van ons die hemel gesien nie. Dis die sondelose wat aan ons plek gesterf het, deur geloof ons sonde kom wegneem het. Maar ek wil vir u sê, dan gaan 'n dag aanbreek, dat God hom wreek, oor hulle wat sy seun verwerp het, en die hemele gaan God applaus gee. Hierdie finale drama, vriende, gaan van so aard wees, dat die konings van die aarde hulle knie sal buig, en selfs die Satan met sy tong sal bely, dat hy God is, en buiten hom geen ander nie. Dis amper soos 'n aankondiging voor ons lees van die uitgiet van die oordele en die skale pla. En ons vind so 'n paar wat geïdentifiseer word. Ek gaan nie alles lees nie, ek het 'n paar woorde vir u uitgelig hier. Ons kry hier 'n vrou, sy was swanger, 'n groot vuurrooi draak sien ons hierso. Die Bybel sê, en die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind, sodra sy gebaar het. Ons vind in vers 5 'n manlike kind wat gebaar is, wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer, en haar kind is weggeruk na God en sy troon. Vers 6, die vrou wat na die woestyn gevlug het, en die Bybel sê sy is onderhoue 1260 dae lank. Vers 7, daar het oorlog in die hemel gekom. Ons sien Michael en die draak wat teen mekaar veg, en dan ook die groot draak wat neergewerp is. So hier is die gedagtes wat ons dan kortliks gaan hanteer. En daar is nog so 2 of 3 punte, 4 punte, maar kom ons kyk na die gedagte, die draak. Nou vriende, ons sien in hierdie gedeelte, hier word gepraat van die draak, en die vraag is, wie is hierdie draak? Wat poog hy om te doen, en wat is sy uiteinde? En ons gaan duidelik met die Bybel omgaan. Ek gaan nie hier spekuleer en vir u dinge sê, en dinge uit my duim suig nie. Dis nie waarvoor die kansel daar is nie. Dis hoekom die kansel nie aan motiveringssprekers gegee word nie. Dit word nie gegee aan 'n ou wat konsys die blessing van die Holy Spirit ontvang het, en 'n klomp nonsens van die kansel kwytraak oor health, wealth and prosperity nie. Dis nie gegee hier dat ons die skrif verdraai om te sê dat die kruis van Jesus iets doen wat die Bybel nooit sê dit sal doen nie. Die kansel is hier om die skrif te verklaar, en ek poog deur die genade van die Here om dit eerlik te doen, sodat u kan hoor wat die Here sê. Ok, kom ons kyk, wie is hier die draak? Die draak is niemand anders as die duiwel, die vyand van God en mense moordenaar nie. 13 maal in Openbaring lees ons van die draak, en 8 maal in hoofstuk 12 lees ons van hom. Die vraag is, hoe kan ons seker wees, dis die duiwel waarvan hier gepraat word? Openbaring 13 vers 2 sê, en die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd, en sy pote soos die van 'n beer, en sy bek soos die bek van 'n leeu, en die draak het hom sy krag gegee, en sy troon en groot mag. Met ander woorde, die draak het deurgewerk, om dan ook hierdie wêreldleier dan die krag te gee. En God laat alles toe. Openbaring 20 vers 1 identifiseer vir ons die draak baie mooi. En ek het 'n engel uit die hemel sien neerdaal met die siel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand, en hy het die draak gegryp, die ou slang. En ons sê dit baie keer as mense ons indoen, dan sê ons die ou slang. Hoekom? Want ons verwys na iemand wat oneties optree as 'n slang, as 'n duiwel. Maar dis nie werklik wat die Bybel vir ons sê dit is nie. Die draak is die ou slang wat die duiwel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank. Wanneer ons daar oor die 1000-jarige vrederyk gaan praat, gaan ons bietjie meer in detail oor hierdie saak dan met mekaar praat. So ons sien baie duidelik, die draak is geïdentifiseer as die duiwel, die ou slang. Nou, B, die draak poog om die vrou en haar kind wat gebore is te vermoor. En ons gaan nou kyk in punt 2 bietjie daarna. So sy doen is om die vrou en haar kind dan te vermoor. En die C-gedagte, wat is die uiteinde van hierdie draak? Openbaring 20 vers 10, en die duiwel wat hulle verlei het is in die poel van vuur en swavel gewerp, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. En daar staan ook later meer hieroor.
So die eerste gedagte is, wie is die draak? Om geïdentifiseer as die duiwel, die slang, die ou Satan, die een wat God teestaan, wat God se werk teestaan, en wat graag goddelike aanbidding wil hê. Die tweede gedagte, die kind. Wie is hier die kind? Nou vriende, ons lees direk na die sondeval in Genesis 3 vers 15. Jy onthou, Genesis 1 en 2 skape die Here. Genesis 3 gee hy duidelik die opdrag, dat hulle nie moet eet van hierdie boom nie, en die ou vyand kom na Eva en hy sê vir Eva, luister, het God gesê, hy bevraagteken God se woorde, en ons sien dan ook, dat die sondeval plaasvind, die man en vrou gaan kruip weg vir die Here gaan soek hulle, en die Bybel gee hierdie kosbare belofte, en ek sal vyandskap stel, tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad, hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Vriende, die Here het beloof dat deur die saad van die vrou, die Messias gebore sal word uit die volk van Israel, uit die stam van Juda. Van die begin poog die draak, die ou slang, die ou duiwel, om hierdie Messias te elimineer ten einde te heers as God. Nou ons weet die pos is nie beskikbaar nie. Nêrens in die koerant lees ek dat daar geadverteer is, God weet nie meer wat om te doen nie, hy is nie meer op die troon nie, is daar nie iemand wat wil aansoek doen om het beter te doen nie. En dis die dwaasheid van die mens, die oor groote meerderheid roep uit, ons weet om hierdie dinge beter te doen. Job het op 'n stadium ook God baie bevraagteken, en aan die einde van sy lewe sê Job, ek sit my vinger op my mond. Al gebeur wat ook al met my, daar is 'n God in die hemel wat alwys is. Baie interessant nog wat hier in hierdie gedeelte baie duidelik na vore kom is, die duiwel ken nie die toekoms nie. Ons dink die duiwel en God is amper so bymekaar. Die duiwel weet ook wat môre gaan gebeur en oormôre, en hy druk bietjie arm met die Here oor sekere dinge, en daar is sekere goed wat hy kan doen, en luister, hy weet net soveel soos ek en jy weet. Hy onthou net beter as ek en jy. Want hy het wonderlike ervaring van al die heiliges wat geleef het. Daarom het hy niks nuwe planne om mense mee te versoek nie. Want al die oues werk nog. Hy het nie nodig om nuus uit te dink nie. Hy ken nie die toekoms nie, daarom, toe die belofte gemaak is, het hy dadelik gepoog om die Messias dan te elimineer, want die belofte het gekom, dat daar dan 'n seun gebore sal word, 'n verlosser, dan ook uit die vrou. Van die sondeval tot vandag, heers hierdie vyandskap onder die toelatende wil van God. Ons sien dan ook, hoe kan ons sê, dat hierdie kind Jesus Christus is? Baie mense sê vir my, hoe kan jy die afleiding maak dat dit die draak is? Ek maak nie die afleiding, ek het vir jy die Bybel gewys, dis die draak, is die Satan, is die slang. Die kind, hoe kan ek sê dat hierdie vyandskap en hierdie moederbelofte en hierdie kind in Openbaring 12 is Jesus? Ek lees vir u wat staan in Openbaring 12 vers 5. En sy het 'n manlike kind gebaar, hoor nou, wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer, en haar kind is weggeruk na God en sy troon. Baie duidelik nie verwysing hier na 'n mens soos u en ek nie. Psalm 2 vers 7 gee vir ons 'n antwoord. Psalm 2 is 'n messiaanse psalm. Dit verwys na die Here Jesus Christus. En daar staan, ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, u is my seun, vandag het ek self u gegenereer. Eis van my, en ek wil nasies gee as u erfdeel, en die eindes van die aarde as u besitting. U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf, en u sal hulle stukkend slaan soos 'n erdepot. Ek onthou baie jare terug as kind in ons huis, het daar 'n predikant opgetree by die gemeente, en hy het hierdie vers gebruik, en hy het vir die gemeente gesê, jy kan by God eis, want hier staan, eis van my. Hoe boos is predikante se harte net nie. Hier het niks met jou en my te doen nie, en jy kan niks van God eis nie. Kom ek sê vanmôre vir jou, jy kan nie eens een asemteug van hom eis nie. As hy nie vir jou genade gee, redding gee, jou in stand hou en onderhou nie, is dit ikabot met jou. Hierdie eis van my is die Seun en die Vader en die Heilige Gees wat van ewigheid af hierdie verlossingsplan daar gestel het. En die Bybel sê, hy sal hulle verpletter met 'n ysterstaf en hulle stukkend slaan soos 'n erdepot. Nou, het u die gedagte hier van 'n erdepot? Dis 'n ou kleipot. Het u al gesien, wat is die kans van 'n kleipot
teen so 'n ou lekker ronde stuk staal. 'n Ou wat moet 'n stuk staal kom en ek moet 'n erdepot in 'n geveg. U weet wat die uiteinde gaan wees. Genesis 49 vers 10. Die scepter sal van Juda nie wyk nie. Nog die veldheer staf tussen sy voete uit, totdat Silo kom, en aan hom sal die volke gehoorsaam wees. Weet jy wat maak my opgewonde van om aan die Here te behoort? Die laaste hoofstuk is slag geskryf. Maak dit u nie opgewonde nie. Weet jy hoe lees ek 'n boek? Ek begin agter. As hy nie goed eindig nie, wil ek nie die res lees nie. Want die res, ek het een keer op 'n stadium toe ek nog so af en toe 'n fliek gekyk het ek 'n ding gekyk met die naam van Breiwaard. En die Here is dood aan die einde. En toe sê ek vir my vrou, ek was 'n hele week ontsteld, ek wil nie weer so fliek kyk nie. En dis wat my opgewonde maak om aan die Here te behoort. Die laaste hoofstuk is geskryf. Ons Messias gaan heers. Leef jy soos 'n koningskind en 'n dankbare hart dat ons verlosser gaan regeer. Die Bybel sê aan hom sal die volke gehoorsaam wees. Pogings van die draak deur die eeue om Jesus te elimineer. Dink aan Kain wat vir Abel doodgeslaan het. As u die naam Abel gaan identifiseer, sal u agterkom dat Kain, Abel en later Set was hierdie begeerte van Adam en Eva dat miskien is hulle die beloofde een wat gestuur sou word. En ons weet dat dit maar net die gedagte was van die mense dat hierdie Messias later sou kom, God se roeping met Abraham en wat die woord vir ons verder leer. Onthou jy Eksodus 1:22? Wees in Egipte land as slawe. Israel, God se uitverkore volk. En die Bybel sê, toe gee Farao aan sy hele volk bevel en sê, al die seuns wat gebore word, moet julle in die Nyl werp, maar al die dogters kan julle laat lewe. Die poging van Satan om Christus se koms dan te elimineer. Matteus 2 vers 13 is daar nog aan 'n bose man. Die Bybel sê toe hulle teruggegaan het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef en sê, staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte en bly totdat ek jou sê, want Herodes gaan die kindjie soek om hom dood te maak. Het u gedink daaraan as u vandag deur die regering 'n bevel uitgereik word dat al die seuns 2 jaar en jonger doodgemaak moet word? Hierdie land sal in rou wees. Ek wil hê u moet die Bybel so lees. Dis wat hier gebeur het. Die volk Israel het geween, want hulle kinders was in die Nyl gegooi om te verdrink. Ek wil u nog iets sê. Kyk na die boosheid van wêreldleiers. Ons stel ons hoop in hierdie regering en as hierdie party net aan bewind kan kom en as daardie leier net kan regeer. Hulle almal is boos, want ons almal is sondaars. Ek wil vanmôre vir u sê, 'n bose predikant preek vir u. Die verskil is, hy is uit genade gered. En omdat ek uit genade gered is, kan ek vir u sê, hierdie hartseer het gebeur, omdat die vyand gepoog het, nadat die mens in rebellie teenoor God opgestaan het, om dan hierdie beloofde seun te elimineer. Ten spyte van sy pogings lees ons in Romeine 14 vers 11. Want daar is geskrywe, so waaragtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal God bely. Die einde is aangekondig, hierdie kind sal regeer. Gesang 172 sê, die hele skepping wag op hom. O Christen, kyk, die groot dag kom. Die Here Jesus self kom weer, nie meer as kind. Hy kom regeer. Oor almal hou hy dan gerig. En almal sien sy aangesig. Soos deur profete reeds voorspel, kom hy, die groot Immanuel. Ons sien die tekens van die tyd en laat ons lampe brand. Bereid, want weldra klink die wekroep luid. Die bruidegom is hier. Gaan uit. Ek hoop u is opgewonde. Ek hoop u sien uit na die heerskappy van hierdie Here Jesus. En nou kom ons by die vrou. Die vrouens het altyd die laaste sê. Maar nie vanmôre nie, want hierna is daar nog 'n oorlog. En baie keer as die vrou nie die laaste sê, kry nie is daar oorlog, nê? Het jou tong in die kies. Kom ons kyk wat gebeur met die vrou. Is julle nog reg wie julle gaan opstaan? Vinnig op, vinnig af.
OK, daar's een man wat as sy. Binne konteks, vriende, is die vrou in hierdie gedeelte in Openbaring 12 nie Maria nie, maar eerder Israel. En ek gaan nou vir u verduidelik. U moet tog nou nie dink hierdie Gerard mis hierdie punt heeltemal nie. Die Bybel is baie duidelik, vriende. Maria was deel van die volk Israel. Sy was uit die geslag van Juda en sy het die Jesuskind gebaar. En luister, die nuwe vertaling sê 'n jong meisie. Dis nie 'n jong meisie gewees nie, dit was 'n maagd gewees. Want dit was 'n goddelike ingrype. Daar's eenmaal in die geskiedenis wat 'n maagd swanger geword het en dit was hier in die Bybel toe God mens kon word het. En hy wat die mens geskaap het, kan seker 'n maagd laat swanger word. Deesdae wil predikers vir jou sê, jy moet nie goed letterlik opneem nie. Wat moet ek dit opneem? Figuurlik. Dat ons almal 'n ander verstaan van die Bybel, het u gedink wat se chaos dan in die kerk sal wees? Die hele gedagte is net Maria, of die vrou in hierdie gedeelte verteenwoordig hierdie volk Israel. En die vraag is, hoe kan ek so afleiding maak? Ek verduidelik Openbaring 12 vers 5. En sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met ysterscepter sou regeer, en haar kind is weggeruk na God in sy troon. Duidelik die Messias wat gebore sou word. Vers 6 sê, en die vrou het na die woestyn gevlug, waar sy 'n plek het wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou 1260 dae lank. Onmiddellik moet u groot verdrukking terme hoor. 1260 dae. Tyd en 'n halwe tyd. So hierdie praat van die tyd van die groot verdrukking, waar hierdie vrou Israel, of die een wat die Here voor lief is. Gaan lees die Ou Testament, hy vergelyk haar dikwels as 'n vrou, en dikwels ook dat sy weggehoereer het van hom. In hierdie staat is sy nog die volk Israel, soos ons gelees het in Openbaring 11, nie op die standaard nie, maar die Bybel sê vir ons, die Here gee genade dat hierdie volk van hom kon vlug, en hulle ook dan kon verberg het in die woestyn. Dis waarom sy of Israel dan, die vrou gevlug het, en skrif met skrif bevestig dit. Ek lees gou vir u wat sê Jesus self aan die Jode of die Israelies in Matteus 24:14. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Vers 15, onthou u hierdie woorde wat ek laasweek gelees het? Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom, laat hy wat lees oplet, dan moet die wat in Judea is na die berge vlug. Onthou, wanneer die antichrist op hierdie troon gaan sit en hom as God gaan verklaar, gaan die volk Israel agterkom, hier is probleme, en hulle gaan vlug. Jesus wat het geweet het, want hy bepaal dit, is die een wat het opgeteken het in Matteus 24, en Johannes sien so ietsie daarvan, deur die teken wat geopenbaar is in Openbaring die 12de hoofstuk. En baie weer, hulle sal vlug na die berge naby die Jordaan, en selfs Petra, die stad wat uit die rots gekap is. Nou, Johan en Tirsa kom nou van Israel, so ons sal later dat hulle vir ons 'n les of 2 gee oor die geografie van die plek. Maar vir nou volstaan ons by wat ek sê, en u moet my mag glo, want dit is 'n plek waarna toe hulle gaan vlug. En nou die oorlog, en ek sluit af. Kom ons kyk vinnig, dit gaan 2 of 3 minute vat, die oorlog. Want dit gaan nie 'n lang oorlog wees nie. Openbaring 12 vers 7. En daar het oorlog in die hemel gekom, Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer, en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. En die groot draak is neergewerp, jou slang, wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Nou vriende, as ons na die boek Job gaan kyk, dan sien ons dat Satan nog toegang tot die troonkamer van God het. Job 1 vers 6 sê vir ons, en op 'n dag toe die seuns van God kom, om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. Ek wil hê, u moet God se genade hier sien. Dat hy selfs in hierdie tyd, waar die ou vyand in rebellie teenoor hom opstaan, toegang gee tot sy troonkamer. En ek dink elke keer as die duiwel daar kom, weet hy, daar die posisie is nie beskikbaar nie. Dat God die duiwel nog toelaat om te leef en om hierdie geweldige anargie te saai, gaan ons verstand te bowe, maar ons sien ook God se genade. So, in Openbaring 12 lees ons iets baie interessant. Die groot draak word nou neergewerp. Hy het nog toegang tot God se troonkamer, sover die skrif het vir ons leer, maar nou sien ons, na die oorlog sal hy nie weer in God se teenwoordigheid kom, tot hy in die hel gewerp word nie. En nou sluit ek af, en u moet asseblief nou luister. Hier is nou die kersie op die koek van ons boodskap. Hier is die allerbelangrikste waarmee ek afsluit.
Mense dink, vriende, die duiwel gaan in die hel regeer en God in die hemel. Die meeste mense, en u kan gaan praat met mense, die gedagte, dat in die hel gaan daar 'n kroeg wees, en die demone gaan bedien, wat ook al jy wil drink, op die huis. Jy hoef nie eens te betaal nie. Die duiwel gaan seker die DJ wees, wat die musiek speel, en almal gaan in die hel vrolik wees. Ek wil vanmôre vir jou sê, God se toorn sal oor die draak wees. Want in die eerste plek is hy 'n vyand van God, en hy is 'n vyand van die kinders van God. Die Bybel sê vir ons Openbaring 20 vers 10, en die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gewerp, waar die dier en die valse profeet is, en hoor nou, en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Die Here gebruik maar net hierdie terme om vir ons te probeer verduidelik. 24 ure dag, 7 dae week, 365 dae jaar, sal hulle deur God gepynig word. Ek dink nie een ek kan dit indink nie. So moenie die gedagte hê dat die hel maar 'n ander plek van partytjie gaan wees. Hierdie klomp dweepers, hulle gaan in die hemel wees en daar gaan hulle op 'n wolkie sit en hulle gaan viool of 'n harp speel nie. Vergeet daarvan. Die hel is God se oordeel oor hulle wat hom nie ken en in besonder oor die vyand wat hulle verlei het. Die slegte nuus vir hulle wat aan die duiwel behoort, die Bybel sê in Openbaring 14 vers 11, en die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid. Hulle dag en nag geen rus nie. Hulle wat die dier in sy beeld aanbid en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. Vriende, as jy na 'n sielsieke inrigting gaan, moet jy mense sien wat wanhoopig is. Hulle loop op en af en hulle skree. Hulle soek rus vir hulle siele. En vir hulle is daar hoop. Want solank daar lewe is daar hoop. Vanmôre sit jy miskien hier en jy dink by jouself, ag, ek is nie so bad nie. Af en toe lees ek my Bybel, ek gooi so af en toe ietsie daar in die bordjie, of die sakkie. Ek lees so af en toe 'n geestelike boek, en ek kyk so af en toe 'n geestelike prent. Ek wil vir jou vanmôre sê, en ek wil dit uit die diepte van my hart vir jou sê, as jy nie die Here Jesus Christus ken nie, as hy nie jou redder en saligmaker kom word het nie, sal die poel van vuur jou deel wees. Ek sluit af met die oproep, en jy mensekind, sê aan die huis van Israel, so het julle gesê, gewis ons oortreding en ons sonde is op ons, en daardeur teer ons weg. Hoe kan ons dan lewe? Ek wil jou vra vanmôre dat jy by hierdie punt sal uitkom. Kyk binne in jou siel en sien jou rebellie teenoor God, en vra vir jouself die vraag af, hoe kan ek lewe? Hoe kan ek vrede vir my siel kry? Die antwoord sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Here, Here gewis. Ek het geen behaag aan die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Die uitroep hier is, bekeer julle. Dis asof Esegiel kliphard uitroep op die strate, bekeer julle. Waarom wil jy sterwe? Moenie eendag in die ewigheid kom en vir die Here sê, ek het nie geweet nie, of Here, u wou my nie red nie. As jy sterwe sonder Christus, is omdat jy jou hart verhard, en teen die prikkel skop en sê, I will do it my way. Daarom roep ek jou vanmôre op. Die ewige koningskap en koninkryk behoort aan die Here. Die draak, die Satan se plek is vir hom alreeds bespreek. Hierdie kind is gebore, hy het gekom, hy kom sterwe, hy het opgestaan, hy leef, hy regeer. Hy sal sy koninkryk kom vestig. Hierdie volk Israel is God se oogappel. En hy sal sy ewige plan met hulle dan ook ten uitvoer bring. Die oorlog se einde is aangekondig. God regeer. Aan watter koninkryk behoort jy? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dierbare Hemelse Vader, ons het geen vermoë om in die hart van 'n mens in te kom nie. Daarom sê die apostel Paulus, hy het nie met oorredende woorde van menslike wysheid
mense probeer oortuig nie, maar in die krag van die Gees. En dis waarvoor ons vanmôre bid, dat u Gees sal stry by sondaar harte. En ook aan hulle baie duidelik dit vanmôre sal stel, dat God soek die troonposisie in daardie hart. En dit kan alleen plaasvind as die sondaar by die kruis kom kniel het. Maar die pragtige sonnaskoolliedjie sê, kom kniel by die kruis, want Jesus ontmoet jou daar. Jesus sal al jou sonde wegwas, as jy kom kniel by die kruis. Dankie, u maak dit vir ons moontlik, om hierdie waarheid te verstaan en te kom kniel, want u is 'n genadige en barmhartige God. Here, verheerlik u self, deur die redding van kosbare siele, deur die heiligmaking van u kinders, en word verheerlik in ons midde. Amen.